Hey, baie welkom, maandag met Mornay. Kan jy glo, dit is in November en ek hoop jy het 'n heerlike week. So as ons gaan 'n bietjie verder gaan, maar voordat ons verder gaan met ons gaste vandag, kom ons kyk wat is nuttelose inligting vir hierdie week. Vandag 'n nuttelose inligting. Vandag is internasionale studentedag. So kom ons celebrate ons studente as hulle nog eksamens skryf of hulle amper klaar is. Julle is amazing. Dan ook die jaar 1783. Was die eerste keer dat 'n warm lugballon in die rit plaasgevind het. En kan jy glo, daar was 'n skaap aan boord, daar was 'n eend en daar was 'n amakiep aan boord. En hulle het veilig geland. Nuttelose inligting vir die week. Mooi dag. Baie welkom terug na Nuttelose inligting. Asseblief like, subscribe en deel hierdie page. Soveel mense kom terug en praat net van die goeie werk wat ons doen, die content wat ons het, maar so like dit asseblief en share dit met almal wat jy kan. Saam met my vandag is 'n pragtige koppel wat ek 'n paar jaar terug getrou het, Zander en Bianca. Baie welkom by Maandag met Mornay. En ek gaan nie lank met 'n smile op my gesig staar na hulle toe nie, want kom ons begin. Hoe lank is julle getroud? Hierdie jaar 3 jaar. Zander, jy moes dadelik gesê 3 jaar. Okay. Hierdie jaar 3 jaar. So, dit was 'n great troue, amazing couple op 'n great venue. Mooi vrou. Come on, well recovered also. Beautiful vrou, stem saam. So, hulle troue was so amazing gewees. En hoe lank na julle troue het julle swanger geword? Ek was 'n jaar. Ek het Bianca gevra dat ons 'n jaar mekaar se geselskap eers geniet. En toe sê sy, okay, kom kyk of ons 'n babatjie kan kry. En toe is hulle vinnig swanger en toe kry hulle die nuus. Ek is so 'n bietjie deel van hulle familie ook en love hulle familie en mense. So hierdie couple kry toe die nuus hulle swanger. En toe 'n paar weke daarna vind hulle uit hulle verwag 'n dogtertjie. En van daar af, hoekom ek net gesê het, ek gaan nie meer baie smile nie, want na die geboorte van Christelie, wat 'n great geboorte, en al die geskenke, ek was deel van die baby shower, en ons familie was daar by die baby shower, ek het nog nie iemand in my lewe gesien, wat so baie geskenke, en gifts, en net oorval is van familie en vriende, wat julle support, want, hoor hierdie dogtertjie het nou in die lewe gekom, en Bianca, dis great memories, nee. Awesome. Hoeveel geskenke het julle gekry? Ja. Veel om te taal. Ons het 2 kamers aan vol gemaak. Want die familie en vriende het net gesê, hoorie, ons is, kyk, hierdie is mense wat se familie so ingewewe is. Almal staan saam, ouers staan saam, en. So, die geskenke, ek wil nie op fokus, maar dit beteken het almal like wat gebeur het. So ek wil nou gaan op die minder makliker deel. Christelie was hoe oud toe die ongeluk gebeur het? Hoeveel maande was sy? Sy was 4 maande en 'n paar dae. 4 maande en 'n paar dae. Ja. Toe daar ongeluk gebeur by die huis en hulle jaag hospitaal toe. En ek wil daar optel. Hulle jaag hospitaal toe en wat het gebeur by die hospitaal? Wat sê dokters, wat sê medici en toe, ja, gaan van daar Bianca, Zander? So, ons is by die hospitaal aangekom. Ons het dadelik ongevalle toe gegaan, dadelik ingeteken. Dokter het daar aangekom, 'n paar toetse gedoen. Ons het gedink, dit lyk soos hartskudding. Dokter het 'n paar vermoede gehad. Hy het gesê, as sy begin opgooi, moet ons dadelik na die hospitaal toe gaan, maar dan is dit hartskudding. So, gelukkig, ek kan net dankie sê vir Abba Vader dat sy opgegooi het eintlik by die hospitaal. Ek ekskuus, so hulle wou haar ontslaan het en sy gaan huis toe, as sy moontlik opgooi, kom terug. Yes. Toe gebeur het dat Christelie opgebring het in die hospitaal. Yes. Okay. So, dokters het verder ondersoek gaan doen. Hulle het daar vir 'n CT-scan gevat. Dadelik vir 'n CT-scan gevat, dadelik ingeboek as 'n pasiënt en dokter het teruggekom na ons toe. Hy het gesê daar is bloeding op die brein ongelukkig. So ons moet 'n neuroloog gaan sien. Die neuroloog het daar aangekom. Hy het vir ons gesê hy gaan 'n operasie moet doen ongelukkig, want hy weet nie wat aangaan nie. Hy weet daar is bloeding op die brein. Hy weet nie waar dit is nie.
Maar ja, hy het gesê daar gaan 'n operasie wees. Hy het gesê dit gaan so 'n paar ure wees want dit is maar 'n klein dogtertjie, 4 maande oud. En dit is die brein, so dis 'n baie sensitiewe situasie op die oomblik. So my kop sê net, as ons daar nou moet vandag dink, hoorie, my dogtertjie, sy het bloeding op die brein, dan moet 'n operasie gedoen word op hierdie koppie, op hierdie lyfie. Wat se emosies gaan daar deur jou, Bianca? Ja, ek dink as ek namens ander ook kan sê hoeveel keer ons die dokter gaan gevra het, gaan sy okay wees? Hoe lank gaan dit vat? Gaan sy okay wees? Is hierdie ernstig? En dis moeilik om dan nie reguit antwoord dadelik te kry nie, want hulle wil ook nie natuurlik jou hoop op altyd kry nie, en daai was die moeilikste deel, om vir jou brein te probeer sê, is hierdie nou ernstig? Hoe gaan hierdie nou werk? Daar's emosies wat deur jou gaan, en dan sê soos van, wat moet ek doen? Ja. Wat moet ek self? Voel jy hulpeloos? Jy voel definitief hulpeloos. Jy sien jou dogtertjie daar lê, het sy geen of min reaksie gehad? Sy was nog wakker gewees, sy het gehuil, maar sy was lomerig, as ek dit so kan sê, maar sy was nog wakker, haar oogies was nog oop, en dis hoekom jy fisies lyk sy okay. Sy lyk okay, jy kan nie sien, daar's nie 'n knop op haar kop nie, niks nie, sy lyk okay. So van toe af, Bianca, eskaleer ons hoeveel ure daarna dat Christelie in 'n ICU is, en ewe skielik ek praat van hoe vinnig het dit agteruit gegaan? Dis die vraag. Sorry, so 'n paar ure gewag vir die operasie, want dit was 'n vakansiedag. So dokter moes sy hele span gekry het van die huise af. So 'n paar ure gevat vir die operasie. Die operasie was 'n paar ure, ek dink dit was so 8 uur, 9 uur die aand, toe ons eers die dokter weer gesien het na die operasie. En van daar af, toe was dit op en af, links en regs, 110 kilos per uur op een slag. Dit was everything, everywhere, all at once. Daar was nie 'n gestop van daar. Sander, waar het jy my gekontak en sê, Morney, kom bid saam met ons, kom fight saam met ons by die hospitaal? Was dit net na die operasie gewees? Ek moet met oom eerlik wees. Dit was na die operasie, ons was by ICU, dokter het vir ons gesê, ons mag nie in Christelie se kamer wees nie, so hulle het ons in 'n ander leessaal ingesit, en ons het maar gepraise en worship, soveel as wat ons kan, probeer nie dink aan die situasie nie, maar probeer dink aan 'n oplossing, en daar was nie een nie, so praise and worship was die enigste oplossing. Sure. En deur praise and worship, toe sê daar 'n klein stemmetjie soos gewoonlik vir 'n mens, bou vir oom Morney, bel hom nou, want jy gaan nie hierdie alleen kan doen nie, ek gaan nie hierdie alleen kan doen nie. Onthou, dit was 'n vakansiedag, ek het dadelik gegaan, kom by die hospitaal aan, so heel eerste, ek het guns gehad, want jy mag nie in ICU gaan nie, guns, die regte nurse wat my ken, laat inkom, ons was by haar langs haar in bed, so toe ek haar sien, was sy daar gelê sonder emosie, praat van sy was nie by nie, sy was onder sedasie, en nou sê julle wat julle dink en wat julle wonder, en daar is baie emosies, en ons bid, en ons vertrou die Here saam, en Bianca, ek weet nie of jy kan onthou nie, ons het op 'n stadium toe praat ons met haar, en ons bid vir haar, en toe sê ek, Here, ek wil bid dat u teenwoordigheid hierdie kamer gaan vul, en ek sê, Christelie, ons praat nou met jou gees, julle albei was daar, ek sê, ons praat met jou gees, nadat sy geen reaksie gehad het nie, sê ons, Christelie, ons praat met jou gees, sal jy asseblief jou oogies oopmaak? En dit was vir 'n split sekonde, dat sy haar oogies oopgemaak het, en toegemaak het, en dit was asof 'n teken van die Here se teenwoordigheid was in haar vertrek gewees. Ons het in haar gees ingepraat en gesê, Christelie, die Here is by jou, hy is met jou, die Here sal jou nie los nie, hy is met jou in hierdie moeilike situasie. So in daai dag, ek weet nie waar deur dit hele gegaan nie, maar ek was heen en weer hospitaal toe terug heeltyd, en reg in die aand in, so toe ek later weer terugkom by julle,
was ons almal om die bed. Praise and worship het weer gespeel. Ons het geworship vir 'n lang set. Net die Here vertrou, maar lyfie was nog steeds daar. Pragtige dogtertjie wat daar lê. En so daai emosies, en toe obviously het dit vinniger agteruit gegaan. So, vir my is dit moeilik om nou te praat, maar dit het baie laat in die aand. Toe roep die dokters ons. Kan julle onthou? Ja. Ja, Toe roep die dokters ons in 'n aparte vertrek in. Hulle het julle as ouers gevra en gesê julle dogtertjie se lyfie gaan deur te veel trauma, want hulle moes haar hartjie skok 4 keer op. 4 keer, né? 4 keer. Toe sê die dokters, julle dogtertjie se lyfie gaan te veel trauma. Sy kan nie meer hanteer nie. Daar's shutdown in haar organe as gevolg van. En julle as ouers moes hierdie verskriklike moeilike besluit maak en sê, Here, ons gee haar in u hand. As ons môre terug sou kom en sy sou leef, sou ons sê dankie Here. Maar ek het gesien hoe een vir een familielid in daai kamer gaan en afskeid geneem het van julle dogtertjie. En een vir een, en ons het heel op die einde waar ek gestap het. Ek wou stap, en julle sê, oom Morney, bly net saam met ons daar. En ons het saam in die vertrek ingegaan. Intussen het jou pa en jou ma hulle het van Jeffries baie af al gewees, familie was daar, julle ouers was daar, ouma was daar, en almal was in die vertrek, en een vir een familielede het, en boyfriends van jou sussie, en so, ek kom babai sê, totdat julle laaste oorgebly het. En in die vertrek, het jy die mooiste gebed gebid vir jou kind. En jy het vir die Here dankie gesê vir 4 maande plus. Ja, Bianca, jy en Zander, ek sê, Here, doen net 'n bonatuurlike werk, en ons het daar omgedraai en ons het weggestap, en was dit 'n uur later, wat ons die nuus gekry het, Bianca, plus minus, so Dit was 3 ure. 3 uur, ja. 3 uur die oggend. Nee, dit was 12, 1 uur die aand, 12 uur, 1 uur die aand. Toe kry hulle die nuus dat hulle dogtertjie gesterf het. Ja, dit was die mees hartverskeurendste ding wat ek ooit beleef het. Dit was... Dit is nooit jammer te sê nie. Van wie kan daai emosies, dit wat ons nou beleef is soos nou die dag. Dit is net nou die dag. En dit is hartverskeurend. En ewe skielik hoor jy hierdie nuus en jou wêreld val in mekaar in. Ja, En dit wat julle voor gelewe het en die joy en julle het 'n fotoshoot net nou die dag gehad, 'n week terug, was dit op die strand, 'n fotoshoot en die footprints en die handprint en julle het so julle kindjie geselebrate en elke dag het ons foto's gekry van nuwe uitrustings en dan sy 'n bokklere aangehad en sy het so beautiful gelyk want julle het al gedres. Nou val jou wêreld uitmekaar. Van ongeluk af, dokters, blab, boem, tyd, en nou sterf sy. Dis waar ons wil uitkom. Julle as ouers moet nou praat van hoe was julle emosies, want daar's mense wat hierdie moet hoor, oupas en oumas en ouers wat dit moet hoor, van hoe deel 'n mens, waar begin 'n ou traai jy sin maak uit al hierdie goed. Bianca, wat is jou gevoel gewees? Ek dink toe ons moes totsiens sê, soos alles in my moes dit besef het dat ek dit nou moet doen. En daai asem, ek dink ons het glad nie geslaap vir die 2 aande nie. En toe huis gaan, toe moes ons gaan slaap het, wel, toe ons gaan slaap, my liggaam was net dood. Ek het geslaap, al weet ek ons wag nog vir die nuus, en toe ons die nuus kry, ek dink ek het gehuil, ek het dadelik na Zander toe gedraai en ons het saam gehuil. En moet ek afhardloop na my male toe, vir hulle die nuus deel, saam met hulle huil. Jy weet nie hoe jy kan huil in so 'n oomblik nie, tot dit nie meer kan nie. Jy hou eventually op, net voel. Alles gaan weg. Dis asof jy net daar sit en jy kan niks voel nie.
Ja, dis die moeilikste gevoel. Ek weet nie, dis moeilik om dit te beskryf. Daai lyfie was deel van jou gewees. Ja. En dit het gevoel of 'n deel weggeskeer is, veral vir 'n mamma, voel ek. En 'n mamma gaan deur soveel goeders in haar liggaam. Ek het nog 'n borshoed, dit is moeilik. Jou liggaam gaan deur dinge. Jy gaan deur hormone, jy gaan deur emosies. Dit is regtig die moeilikste ding wat ek kon deurgaan het. Maar sonder God, sou ek dit nie kon doen nie. Sandertjie, hoe was jou belewenis? Na die operasie was dit huil. Jy kon nie, en ek's huiler. Ek's ongelukkig die een wat huil. Sy is nie die een wat huil nie, maar ek's die een wat huil. Maar jy lyk mooi as jy huil ook partykeer. Jy sê ek's 'n lelike huiler, maar is fyn. So, toe ek baie vir daai lyfie sê, dit is, jy is plat, jy is emosioneel plat, en my pa het altyd vir my gesê, jy as man is 'n rots. Vir jou vrou is jy 'n rots. Jy is die sterkste een jy's die sterkste een in daai kamer. En ek het probeer. Ek het gesien hoe julle albei se paas ook rotse was, maar ek het hulle ook baie vulnerable gesien. Want dit is verskriklik. So, ewe skielik moet jy 'n begrafnis reël. Ewe skielik moet jy try sin maak in hierdie hektiek warboel van emosies en so voort. Jy slaap nie, jy het mekaar gehad, en weet, jy het mekaar gehad, so support. Ja. En Zander, dankie. Elke keer as ek uit Bianca se mond gehoor het, Zander is fantasties. Ek weet nie of hy okay is nie, maar hy ondersteun my. En andersom ook. Het Zander gesê, ek weet nie hoe doen Bianca dit nie, maar sy staan, ek weet nie hoe kry sy dit reg nie. En ewe skielik, want jylle hardloop 'n besigheid, en jy's by 'n skool, jy's 'n great onnie, en dit ewe skielik, almal het support, almal het gesê, oor die vat tyd, maar jy moet nou try sin maak, en nou vra, jy stap in jou huis in, en alles van Christelie, ons noem maar partykeer Silly, alles van haar is nog daar. Ek dink wat dit lekker gemaak het is beter gemaak het is die support system. Dit is as jy nie 'n support system het nie, jy gaan nie deur dit kom nie. Dit is ouers wat vroeër gegaan het, terwyl ons nog ons self probeer by mekaar kry het, en deur daai seer van hulle, want hulle het ook seer, haar goeders te vat en in daai kamer te sit waar sy was, sodat ons nie weer in pyn hoef te kyk nie. Vriende wat hulle eie kinders het, maar hulle kinders gaan los by hulle ouers en sê, hoorie, ons is hier vir jou. So. En oom Morney wat 'n mens ophou as jy wil val. En deur al die pyn, ek dink die enigste ding wat my deur die aande gebring het, was weer eens, ek is nie 'n leser nie, ek lees my Bybel skaars, maar wat my nader aan die Here bring is worship, en wat my deur 'n aand gevat het vir die volgende 4-5 maande was net worship liedjies, en ek kon huil in my worship liedjies, en ek kon myself aan die slaap huil, maar dit was worship, want worship het my sterker gemaak vir my vrou. Kom ons praat oor 'n paar emosies. Emosies, was julle nam, ja of nee? Jo. Baie nam emosies. Daai eerste week, ek dink, ek moes deur goeders gaan in my liggaam ook, en ek het gebars by my man, want ek weet ek kon by hom bars. Ja. En dan
in ons huis het ons 'n kamer wat apart is, waar niemand ons reg kan sien of enigiets nie, is ver weg. So, sodra ek uit my kamer uitgekom het, uit ons kamer uitgekom het ek probeer 'n sterk gesig opsit. Nie net vir myself, om myself sterk te hou nie, maar vir my man en vir my familie. Want as ek begin huil, dan huil almal om my. Want dit is natuurlik. Maar die belangrikste ding voel ek, as iemand jou vra, hoe voel jy? Moenie jok nie. Moenie jok nie, want daar is nie 'n regte eintlik antwoord vir wat jy voel nie. So Bianca, in hierdie emosie, nee, party dae was jy kwaad, party dae was jy teleurgestel, party dae was jy hartseer, party dae het jy dokters verwyd, party dae het jy gesê, Here, waar was jy? Party dae weet jy nie om jouself te dra eers nie. Weet, so al daai emosies. Ek dink as ons vir mense daar buite sê, dis normaal om deur al hierdie goed te gaan. Men Zander, ek en jy praat daaroor. Jy het self gesê, Here, hoekom het jy my gedraap? Here, hoekom? Wat gaan aan? Ons het so ons alles gegee, ons was die beste ouers, ons het ons alles gebring vir hierdie beautiful kind en nou sy weg en jy het daai sin maak en jou geloof het 'n knak gekry, maar jou geloof was ook sterker gemaak en jou verhouding met jou vrou is geknak, maar het ook sterker geword en ek weet nie hoe het julle gekoop met hierdie goed nie, maar ek dink dit is om vir almal sê, wat deur die dood van iemand naby in hulle is. Ek dink al hierdie emosies is taamlik normaal. Dan wil jy nie eet nie, dan wil jy eet. Dan wil jy iets drink, dan wil jy nie drink. En dan is jou slaapgewoontes omgekrap. En dan is jy emosioneel. En dan is daar uitbarstings. En dan is daar wat ook al jy deurgegaan het. Ek dink, ons het probeer uitfigure wat normaal is van daai emosies. Want dit was die eerste, was ons eerste groot skok. So dit was, moet ek hartseer wees, moet ek kwaad wees, moet ek mense blameer vir dit, moet ek myself blameer, moet ek party dan moet ek opstaan, moet ek met mense praat, moet ek aangaan met werk, moet ek ophou, moet ek ietsie anders doen, wat moet ek doen? Daar is nie, en ek weet al was, maar daar is nie. Daar is nie 'n boek wat vir my sê hoe om te voel nie. Daar is nie 'n boek wat vir my te sê wat is normaal nie. Ek weet daar is How to Grieve en daar is boeke en daar is goeters soos dit, maar ek dink ek was heeltemal anders as Bianca. My emosies was ek hou myself dood die hele aand deur en dan word ek wakker, dan is ek moeg gehuil, dan is ek sterk vir my vrou. En dan voel ek net nie, dan sit asof jy in autopilot is. Jy kan die mense sien, hulle kan met jou praat, jy kan luister, en dis al. Jy kan nie voel hoe om te voel nie, jy kan nie voel, jy weet nie wat hartseer meer nie, jy weet nie meer wat kwaad nie, jy weet nie meer nie. Ek dink skielik gaan weke verby en die weke word maande, en ek dink, laat ons almal net daarvan praat. Bianca is 'n baie suksesvolle onderwyseres. So sy het te doen met jong laerskoolkindertjies elke dag. En Zander is by 'n baie suksesvolle swemskool in Cinderella Park in Boksburg, waar hulle met laerskoolkindertjies elke liewe dag, hy's in die water, elke dag leer om die kinders te swem. So, nou sien jy lyfies, jy sien dogtertjies, jy sien seentjies, maar ek wonder, julle dink heeltyd, ek wonder hoe sou sy gewees het, ek wonder hoe sou sy gelyk het, ek wonder wat sy volgende stap, ek wonder wat sy volgende gewees het, want dit is julle werke ook, en is nog steeds julle werke, en julle is geroep vir wat julle doen, afgesien dat Zander 'n taamlike goeie chef ook is, jy moet nou sê nie, hy is baie goed. Hy is baie goed, so ja, chef, ek het nog nooit 'n maar chef gesien nie, okay, Zander, ons moet daar nou weer op wegsteek hierso. Al wat ek sê is, die dood van julle dogtertjie sal nooit kan weggaan nie. En die memories sal nooit kan weggaan nie. Want julle het elke dag te doen met kindertjies. Ja. En ek sê, en ek eer die mense wat saam met julle staan en gestaan het, veral ouers, veral boetas, veral sissies en mense, wat heeldag saam met julle staan en saam met julle gebid het.
Maar ek wil nou net bietjie forward. Hulle het, wanneer verjaar Christelie? Die 19de. Dis nou om die draai. Dis soos Christelie verjaar nou. Ja. Nou, So, hulle het hierdie fantastiese inisiatief wat hulle wil doen, en as dit 'n jaarlikse instelling gaan wees, weet ons nie, maar vir hierdie jaar, het hulle klomp gift packs, of dit nou sweeties of gift packs is wat hulle gaan bymekaar sit, en hulle gaan dit na 'n kinderhuis toe vat, waar hulle 50 kindertjies wil bless, om haar lewe te celebrate. Het hulle net gesê, hoorie, ons dogtertjie, ons memory van jou sal altyd vars bly. Ons gaan net deel van ons gee, gaan ons vir 50 kindertjies, gaan ons net klomp gift packs uitdeel. So ek eer julle, dat julle haar so gedagte, so herinnering oor veral haar verjaarsdag. So ons gaan nie 'n verjaarsdag vier saam met haar nie, maar ons gaan 'n verjaarsdag vier saam met klomp mense. Ja. En ons gaan haar lewe celebrate. En Bianca, ek dink jy moet vir almal wat na Maandag met Morney luister, net die goeie nuus gee. ja, so, ek dink dit was so 3 maande. 3 maande na Christelie se afsterwe het ons uitgevind, ons verwag 'n baba seentjie. Well Ek dink nog baie gebed het ons besef, Celie gaan altyd deel van ons lewe wees. Of, Sy gaan altyd deel van ons lewe wees, en wat gebeur. Ja, ons grootste sussie. Ons grootste So, sis, ja. Ja. Baba Divan is nou in 'n maagie. Beautiful. Baba Divan is nou in 'n Baie geluk, julle. nou weer, ons sien hom nou weer volgende jaar, Yes. en ons gaan hom alles vertel van sy baba sussie, en ons gaan celebrate saam met hom. Yes. Ons gaan, Divan. ja, Baie geluk, julle. Geluk met die swangerskap. Ek hoop is 'n fantastiese swangerskap. Heeltyd. Julle familie, weet, het dit nodig. In die sin van 'n baba seentjie wat op pad is. Ek kan nie wag vir die baby shower nie. Dit gaan amazing lekker wees. Ek wil eens met afsluit en met mense praat en sê, as jy 'n geliefde verloor het in die dood, babietjie, enige iemand wat baie naby aan jou is, ek dink Zander of Bianca sal meer as bereid wees om hulle selfoonnommer self op hierdie platform te sit. As daar mamas is, of selfs paas is, wat sê, hoorie, hoe deel ek met enige verlies? Hulle dalk nie al die antwoorde nou al nie, maar hulle is deur soveel pyn en trauma net nou die dag nog, dat hulle dalk net jou kan help, 'n tip in jou hand sit, vir as die emosie daar is, weet wat, hoe om bietjie sin te maak deur die goed. So ander as julle sê, dis okay, dan kan ons julle selnommer iewers sit, enige tyd. enige tyd, want Bianca, hulle is juist met hierdie podcast besig, sodat ons mense kan help. ek dink, paas is moeilik, mans is moeilik, mans hou nie daarvan om hulle emosie te deel nie. So, om net saam met iemand te wees, as 'n man, en net te voel, is belangrik. Dit is vir my een van die belangrikste goeders. Ek het saam met oom net, ek weet oom het nie dieselfde bootjie nie, maar oom was nog steeds deel van haar lewe. So om net nie met mense te praat nie, net te voel saam met iemand wat al deur dit was. Dis net een stap in die regte rigting. Ja, ek kan onthou, dan kom ek by Zander aan, ons praat bitter min, ons drink koffie, dip 'n beskuit, Ja. en ek ry. Ja. Want is al wat hy deur, dis Altyd sy nog. emotions gewees daai keer. So, Bianca, dankie. Zander, ons het bietjie gesels. Daar is soveel wat ons meer kan praat en meer kan sê, maar ons draai die podcast op aan Christelie. Ons sê vir jou, jy was 'n sonstraal vir ons almal. Jy was iemand wat ons net laat lag het. Jy het beautiful gelyk. Jy was so lief vir baie dinge gewees. En ons celebrate jou lewe. En as ons mag ons 'n fotootjie van haar opsit. Natuurlijk. Op hierdie podcast 'n foto opsit en net sê, Christelie, ons celebrate jou lewe wat jy saam met ons gehad het. Geniet hemel. Ons sien jou eendag daar. Kan nie En waar nie. ons sien uit na ons beautiful seentjie wat op pad is. Sal iets finaal wat jy daar wil byvoeg of wil sê? Ek wil net sê, dis regtig okay. Wat jy voel dis normaal. Ons weet, dis nie maklik nie, maar wat jy voel is regtig normaal. As ek sterk is hy af. Sure. Want as hy sterk is ek weer af. God gee vir ons die regte krag op die regte tyd. Ja. Glo in God.
En ek dink hulle bly worshippers. Hulle love worship, hulle love hulle verhouding met die Here, stappie vir stappie. Kan nie So, mooi sing nie, maar ja. Skus? Kan nie mooi sing nie, maar ja. Nie baie van ons kan mooi sing nie. Arme shower deure hoor dit. Maar dit was maandag met Morney julle. As enigiemand hier buite is wat voel hoor jy het 'n mooi getuienis om te deel, maak asseblief kontak op YouTube en sê hoor ons wil 'n getuienis deel. Verder geniet 'n fantastiese week en geniet julle die res van hierdie maand. Goed gaan. Bye bye julle.